Welkom by Afrikaans Repo. Nou, ek het 'n vinnige vraag vir jou. Staan jy ooit in die supermark, het hulle 'n pakkie vleis op en jy wonder, kan ek regtig glo wat op hierdie etiket staan? Dis 'n eenvoudige vraag, né? Maar die antwoord onthul 'n storie wat diep weggesteek is agter die mure van die vleisbedryf. So kom ons breek daai mure af. Kyk, ons almal doen dit. Dis amper outomaties. As die pakkie sê dis beesvleis, wel, dan is dit beesvleis. Hierdie vertroue is die fundament waarop ons inkope doen. Dis soos 'n stil ooreenkoms, reg? Wat jy sien, is wat jy kry. Maar 'n paar jaar terug het 'n studie van die Universiteit van Stellenbosch daai hele fundament kom uitdruk. Navorsers het besluit om te toets, is daai stil ooreenkoms enigstens iets werd? Hulle het 139 doodgewone vleisprodukte getoets. Jy weet die goed wat jy en ek elke week in ons mandjie gooi. En die resultate? Wow, dit was schokkend. Die oorgrootste meerderheid was verkeerd geëtiketeer. Hulle het donkievleis en waterbuffel in maalvleis gekry. Varkvleis en produkte wat groot op die pakkie skree slegs beesvleis. Selfs hoenderworsies wat in varkdarms gestop is. En hier's die ding, die studie het gewys, dis nie net 'n paar foute hier en daar nie. Nee, die probleem was wyd verspreid, reg deur die hele bedryf. So, dit laat 'n mens nogal wonder, né? As die etiket op die finale produk so verkeerd kan wees, wat sê dit van die proses wat ons daarbey uitbring? Daai etiket is mos net die eindpunt. Die probleem, blyk dit, begin baie vroeër. In 'n stelsel wat gebou is vir een ding bo alles: spoed. Kom ons gaan kyk agter daardie mure. 'n Moderne slagpal is eintlik 'n wonder van industriële doeltreffendheid. Op papier klink die proses amper klinies, soos 'n fabriek. Diere word bewusteloos gemaak, opgehuis, gebloei en dan word die vel en organe verwyder voordat die karkas verwerk word. Dis 'n produksielyn, ontwerp vir maksimum uitset. Maar die skaal van hierdie doeltreffendheid is, wel, dis amper onmoontlik om jou kop om dit te kry. In van die hoëspoed aanlegte in die VSA verwerk hulle tot 1300 varke per uur. Dis meer as 20 varke elke liewe minuut die hele dag lank. 'n Onophoudelike stroom. So as daai lyn so blitsvinnig beweeg, hoeveel tyd, dink jy, het 'n inspekteur om seker te maak elke dier is veilig vir ons om te eet? Die antwoord: 3 sekondes. Ek wil hê jy moet dit vir 'n oomblik indink. Jy het 3 sekondes om die hele karkas te ondersoek vir siektes, vir besmetting, vir enige ander probleem. Is dit enigstens moontlik? Vleitieblasers, jy weet die mense wat in hierdie plekke gewerk het, sê dit is absoluut onmoontlik. En daardie onmoontlike spoed is waar die ware koste van ons vleis begin wys. Nie die prys op die etiket nie, nee, die versteekte koste vir die mense, vir die planeet en op die ou end vir jou veiligheid. Die eerste versteekte koste is die ongelooflike tol wat dit eis op die mense wat daar werk. Slagballewerk is een van die gevaarlikste beroepe in die wêreld, en nie net fisies nie, maar ook sielkundig. Studie na studie wys dat hierdie werkers ly aan hoër vlakke van angs, depressie en ander baie ernstige sielkundige trauma. Die tweede versteekte koste is vir ons planeet. Hierdie massiewe fasiliteite produseer 'n verstommende, amper ongelooflike hoeveelheid afval. In 2018 alleen het slagpale in Amerika meer as 25 miljoen pond, dis amper 25 miljoen kilogram, se giftige stowwe direk in ons riviere en waterweë gestort. En kyk net hierna, hierdie vergelyking is wild. Die stikstofbesoedeling van net een enkele slagpale elke liewe dag is dieselfde as die onbehandelde riool van 'n klein stad met 14.000 mense. Dink gou daaroor, 'n hele stad se rou riool elke dag van net een aanleg. Dis massief. En die laaste versteekte koste is vir jou, die een wat die kos koop. Daardie 3 sekonde inspeksie is basies 'n resep vir 'n ramp. Soos een afgetrede vleisinspekteur dit gestel het, die spoed maak dit eenvoudig onmoontlik om goed soos absesse, siektes en selfs fekale materiaal, ja, dis reg, mis, op te spoor voordat dit in ons kos beland. So, as al hierdie dinge gebeur, hoekom sien ons dit nooit? Hoekom is hierdie stories en beelde nie elke aand op die nuus nie? Wel, die antwoord is eintlik ontstellend eenvoudig. Die bedryf het letterlik 'n wettige muur gebou om die publiek in die donker te hou. Hierdie wette staan bekend as Agag-wette. Hulle is spesifiek ontwerp om enigiemand te straf wat dit waag om opnames te maak van wat werklik binne hierdie fasiliteite gebeur. Soos die ondersoekende joernalis Will Potter dit verduidelik, die hele doel van hierdie wette is geheimhouding. Dis 'n doelbewuste poging om daai gordyn toe te hou en seker te maak dat die realiteit van die produksielyn nooit ooit die mooi prentjie op die verpakking weerspreek nie. So,
Dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste vraag van almal. As ons al hierdie dinge bymekaar tel, wat is die ware prys wat ons vir ons vleis betaal? Want jy sien, wanneer jy na daai prys op die rak kyk, sien jy net 'n klein deeltjie van die storie. Die ware prys sluit die psigologiese trauma van die werkers in. Dit sluit die massiewe besoedeling van ons water in. Dit sluit die verhoogde risiko's vir ons gesondheid in en dit sluit die verlies van ons basiese vertroue in dat wat ons koop is wat ons kry. Vandag het ons die lae een vir een teruggeskil. Van die misleidende etiket op 'n pakket tot by die versteekte koste van 'n stelsel wat op geheimhouding staat maak. En dit alles kom neer op een laaste eenvoudige vraag. Maak nie saak wat jy eet nie. Is deursigtigheid, die reg om te weet waar ons kos vandaan kom, nie die absolute minimum wat ons as verbruikers kan en behoort te vra nie. Baie dankie dat jy ingeskakel het. As jy hierdie verduideliking interessant gevind het, teken asseblief aan op Afrikaans Repo vir nog sulke diepduikslae in die onderwerpe wat regtig saak